Riyadh, dis mos hy Riyadh ding. Ja. Al-Sheikh of wat is hy? His Excellency Turkey Al-Sheikh. Thank you, Alaikum Turkey. Ja, Dankie. Kyk, ek is nou nie into that desert vibes se goeders nie, maar jessie, daai man doen goed vir ons sport, Hy doen blerry goed. Dis hy wat AJ, Ngannou, Fury, Parker, Wilder, Zhang, Hrgovic, dis hy wat al hy fights laat maak. Amper sê ek wat is die man se naam? Eddie Hearn teen Frank Warren. Dit jy kan net dink aan die goeie, sal ek vir jou die antwoorde sê wat jy aan is. Ja, okay. So wat ek wil doen, wat ek mos nou vir jou gesê het in die build-up, baie mense verstaan nie lekker hoe die hele 5 versus 5 werk nie. Soos ons is... Kan ek gewoon net vra, wat ek nou wil weet is, dit gaan soos 'n event wees, maar daar gaan 'n extra main event wees. Wat niks met Ja. En die main event gaan beter behef teen Bivol. Ja, insane. Ek meen insane. Hulle is die 2 champs. Soos as daai 2 ouens dan unify hulle, dan ons 'n unified champion met al 4 belde sit. Hulle is undefeated. Hierdie is die ander card fights. Maar ek wil net dit seker gemaak. Maar die konsep wat Al-Sheikh gebruik is flippend briljant, want ons is gewoond. Jy het different rival promoters, hulle het hulle eie fighters, as daar 'n belt up for grabs is, dan moet enige iemand kan 'n purse bid insit om die fight te host, die ou moet die belt kry, ek dink 60%, die challenger kry 30 of 40%, ek weet nou nie of dit rond 100 raak en of die promoters of iemand ook iets kry nie, dink jy die promoters kry nie dalk sanctioning fees or something, ek is seker nie, maar die champ kry die lion's share van die ding, soos hy nie en Garcia wat gefight het, hy nie het 60% van die bid gekry, van die fight wat opgesit is, want hy is die champ, so dis hou net byvoorbeeld gesê, toe die WBC sê, okay, ons maak nou die fight, dus sê hulle, okay, Bitsa open. Enige promotor op aarde, jy kan in Suid-Afrika sit, Rodney Berman kon gesê het, ek sit 5 miljoen neer, ek soek die fight, maar niemand weet wat die ander ou gee nie, so jy moet die bid maak wat jy dink is... Kan die beste wees. Ja, jy moet jou som maak, wat kan ons maak uit die event uit, wat gaan die stadion my kos, wat gaan al die fighters my kos, wat gaan alles kos, en so sê nou maar ek dink nou alles, al die uitgawes is 20 miljoen, maar ek glo ek kan 25 miljoen maak, nou hoop en bid jy pay-per-views en ticket sales is goed, en dan sê ek, okay, ek sit my bid op 20 miljoen, nou kom Frank Warren en hy 22 miljoen opgesit, daar verloor jy dit, maar wat nou gebeur, kom ons sê die bid is 10 miljoen om dit maklik te maak, hy nie kry 6 miljoen, klaar, maak nie saak wat hy moet net opdaag, hy kry sy 6 miljoen, en Garcia sou 3 of 4 miljoen gekry het, afhangende van wat sy split is. So dis hoe dit werk, dis hoe boxing nog oor die jare werk. Promoters kry hulle fighters by mekaar, hulle fight, die fighters word betaal. Die fokus was altyd gewees vir die promoter om soveel as moontlik geld vir hom en vir sy fighter te maak. En dis hoe hulle navigate deur die boxing world. The best doesn't always fight the best, want jy kyk, wat is die maklikste pad om by die title uit te kom en hoe lang kan ek al bly en hoe lang kan ek maksimum geld kry vir my fighter en vir my voordat hy weer afgenak word. Nou 5 versus 5 gooi die hele besigheid op sy rug. Nou is die fokus op die promoters en nie so seer op die fighters nie. Obviously al die oë gaan op die fighters nog steeds wees, maar nou gaan hulle en hulle sê, okay, dis nou promoter versus promoter, kom ons kyk wie die beste team. So wat Turkey gedoen het, hoe die reëls werk is, daar gaan 5 bouts wees, 5 fights. Elke promoter kan 2 weight classes kies. Jy weet mos in wat se division is jou beste fighters wat beskikbaar sal wees op die tyd. Hulle fight mos wat is dit in Augustus of November of Junie of nee, is die Julie of ek kan nie onthou nie. Ja, is nie te veel weg, te ver weg nie. Maar anyway, jy weet wanneer jou fighters gaan ready wees of wanneer jy kan fighters reserve vir die tyd. So al 2 ouens Frank het 2 weight divisions gekies. Ek dink hy het light heavy en heavyweight gekies.
middleweight en heavyweight of so iets. Ja, so iets. En Eddie kon 2 gekies het. Eddie dink ek het middleweight en featherweight of so iets gekies. En dan Turkey, hy's die swing ene. Hy is die ou wat alles uitbalanseer. Hy het ook 'n weight gekies en dit was ook heavyweights. So nou sit jy met 5 weight divisions. Nou weet albei promoters ek moet 5 van my beste fighters in daai divisions kry. Nou weet ek Frank Warren het vir Daniel Dubois en hy het vir Zhilei Zhang, dis sy 2 beste fighters. Nou moet ek gaan en dink watter fighters kan ek kry om teen daai fighters van hom te kan fight, laat ek kan wen. Daar. So ja, elke promoter het dan sy 5 fighters, maar ek weet nie wie dit is wat Frank gaan kies nie. Soos ek met my ja, jy neem maar nou maar aan. Ek kies my 5, ek teken my kontrakte en bel my mense en kry hulle reg, doen jou promoter werk, hy doen syne en toe was daar 'n press conference nou in die week gewees. Dis mos in hierdie week. So, ja. Waar hulle al die fighters reveal, die fighters het kom sit met maskers op en goed en as hulle nou oplees die heavyweight division daar hier al Wilder en Zhang hulle goeders af en daar weet jy nou wie fight teen wie. So dis 'n flippin cool manier om dit competitive te maak want die promoter gaan nie nou gaan wie's die ou wat die maklikste is wat my fighter kan wen vir maksimum geld nie. Die promoter gaan nou ek moet my beste ou voorsit, anders te gaan my rival my wen. En dan hy die bragging rights in Britain of whatever ook al. So 5 versus 5 en die puntestelsel werk. Elke ou wie sê nou ek en jy compete teen mekaar. Jy het vir Fury en ek het vir AJ. Nou as AJ wen, dan kry ek 'n punt en jy kry niks punte nie, dis soos 'n ronde. Maar om die besigheid op te spice, elke ou se 5 fighters wat hy het, hy kies 'n team captain. So as jou captain wen, dan kry jy 2 punte. En ek weet ek weet nie wie se captain van Frank Warren nie. Is dit nie Dubois nie? Geen idee nie. Ek dink is Dubois en nog 'n reël, sorry wat ek wil bysê is Turkey het gesê dit hoef nie jou stable fighters te wees nie. Jy kan enige fighter inkry. Hy worry nie. Hy soek dit mos as competitive as possible. So jy kan enigiemand inkry. En toe gaan Eddie en hy loop sign vir Wilder wat mos in Amerika is wat vir wie hy Showtime of BBC of dink BBC of iemand het hy gefight, El Haymond. Toe sign hy vir Wilder 'n one fight deal en hy maak sommer vir Wilder sy captain om teen Zhang te fight. So ja, dis vir my super flippin interessant hoe dit werk. Bietjie interesting en iets buite die gewone fights. Ja.